die Rubik's Cube. Ek is baie opgewonde oor die volgende gesprek. Goed, die Rubik's Cube is een van die mees gewilde en verkoopte speelgoed ter wêreld. Nou hierdie ikoniese 3D legkaart het al 50 jaar gevier, kunsbewegings geïnspireer en natuurlik 'n internasionale sport ook geword. En ek gesels nou met Marika Vrot en Maverick Pearson van die World Cube Association oor hoe Rubik's Cube kompetisies werk en hoekom hierdie sport wêreldwyd soveel mense bymekaar bring. Baie welkom aan jou hier in die ateljee. En dan het ons natuurlik ook nou die ander verteenwoordiger wat aanlyn met ons gaan gesels. So ek wil graag hê jy moet dalk net vir ons begin deur te verduidelik wat die World Cube Association is en wat presies julle doen. Okay. Dit is maar 'n organisasie wat meestal deur volonteërs gerun word wat ons delegates en organisers wat die kompetisies reg oor die wêreld hardloop. Daar's 17 offisiële events, almal ken maar die gewone 3x3 blokkie. Dan jy jou groter blokkies en jou verskillende tipes en goed wat nie eers blokkies is nie. En ons doen dit maar om te kyk wie kan dit die vinnigste doen. Ja, en ek dink dit op sigself is 'n kuns, maar Maverick, ek wil graag vir jou vra, watter vaardighede en kennis het jy nodig om deel te neem aan so 'n kompetisie? Sorry, some English please would be appreciated. What kind of skills do you need to participate in this kind of competition? Honestly, at the beginning, all you really need is determination. We have so many different competitors from all different walks of life, different ages, different experience levels. So as long as you are interested in it and willing to put in the time to learn how to do it and practice, and you just want to have a good time, that's really the barrier to entry. It sounds a bit complicated to me. Nou wil ek weer terugbeweeg na jou toe en vir jou vra, watter ouderdomme en agtergronde neem deel aan hierdie soort kompetisie? Dit is regtig 'n baie groot verskeidenheid. Ons jongste persoonlik in Suid-Afrika was ek dink 6 jaar oud, maar daar's 5-jariges dink ek wat in die wêreld het doen. Die wêreldrekordhouer is 8 of 9. En is tot 50, 60 wat ek al kan. En is maar 'n groot verskeidenheid van mense, baie ingenieurs en IT-mense, ja. en dokters en goed, maar dit is regtig 'n groot verskeidenheid. Wat baie slim is, ons kan dit nou maar net noem soos wat dit is. Ek wil ook weet, ek het al gehoor dat sommige mense die blokkie kan oplos en dit terwyl hulle geblinddoek is. Hoe kry hulle so iets moontlik reg? Ja, so die blindfolded is eintlik een van my gunsteling wat jy jy kry tyd om te inspekteer of 'n deel van jou tyd vorm hoe jy nou die memorization doen en dan sit maar stappe wat jy volg om totdat hy klaar is. Iets wat nou vir my baie interessant is jy het nou vir ons so ietsie saamgebring. Ek wil dit net hou dat ons dit baie mooi kan sien. Wat presies is hierdie? Ja, so hierdie sal nou wees die timing mat wat jy gebruik om jou hande op neer te sit voor jy nou begin. Ja. Want dit tel als deel van soos net die tyd wat jy solve moet deel wees van die actual tyd behalwe met die blindfolded wat jou inspeksie 'n deel vorm van die tyd. Now Maverick, I would like to ask you, do you have any advice for someone who would want to try and solve a Rubik's Cube for the first time? As someone who started doing this before I even knew competitions existed, I think sitting with it on your own and just trying to figure it out on your own at first is the best way to do it. Get a sense for how the pieces move with relation to each other. Just try to solve one side on your own, because once you can do that without any external help, you probably have all the skills you need to finish it. There are so many resources online as well, YouTube videos, PDFs that you can download, all kinds of stuff. We have WhatsApp communities, Facebook communities. So there's lots of resources out there to really get a start, but I'd always recommend trying it for yourself first. Excellent advice. Nou ja, ek wil vinnig probeer, ek kan dit doen, Marika, so ek gaan probeer om hierdie blokkie so gou as moontlik op te los. So kom ons kyk hoe vinnig ek dit gedoen kan kry. En dan gaan ons regisseur dalk nou net op my fokus binne, kom ons sê 3, 2, 1 en ek wou gekroek het. Jy sien dit werk dit nou nie uit nie. Daar sy. So ek dink dit klink vir my redelik. Was hy? Sien? Daar is hy heeltemal opgelos, maar nee, ek sal nog so 'n bietjie oefen. Ek dink ek moet hierdie leen en dan kan ek miskien werk aan my tyd en dan moet julle weer kom kuier in die toekoms en dan kyk ons hoe dit aangaan. Ja, ons sien uit om jou by 'n kompetisie te sien. Baie dankie. Moenie kroek nie. Daar het ek dit nou regstreeks op televisie geleer. Bly ingeskakel want net hierna kuier die smaakmaker Heidi van der Merwe hier.